As ons die Genesis verhaal lees, dan hoor ons in Genesis 4 vers 17 van Kain se vrou. As Adam en Eva net vir Kain en Abel gehad het, van wie ons hoor, waar het Kain 'n vrou gekry? Genesis 1 vers 26 tot 28 en 31 sê dat die Here die eerste man 'n vrou maak en vir hulle opdrag gee om vrugbaar te wees en baie te word, sodat die aarde vol kan word. Die Here sê ook dat die hele skepping baie goed was. Adam en Eva as eerste mense sou dus baie vrugbaar wees om te kon doen wat die Here vra. As Adam en Eva jonk en vrugbaar was toe God hulle gemaak het, hoeveel kinders dink jy sou hulle gehad het in die tyd wat Kain oud genoeg was om te offer en volgens Genesis 4 vers 8 vir Abel te kan doodslaan? Genesis 5 vers 4 sê dat Adam nog seuns en dogters gehad het, wat inpas by die opdrag om baie kinders te hê. As hierdie kinders en hul kinders van hulle geslagsryp was met mekaar getrou het, sou daar vinnig baie mense wees. Kain het dus met een van sy susters getrou. Aan die begin was daar geen gevaar om met broers of susters te trou nie, en was dit algemeen. Volgens Genesis 20 vers 12 was Abraham ook met sy suster getroud. Die foutlyne in mense se gene het eers met die tyd meer geword, sodat naby familie nie meer kan trou nie. DNA-navorsing bewys dat alle mense van een man en vrou afkom, en dis belangrik, want volgens 1 Korintiërs 15 vers 45 is Christus die laaste Adam. As ons dus nie uit die nageslag van die eerste Adam was nie, sou Christus se bloed nie vir ons verlossing kom bring nie. Daarom sê Genesis 2 vers 21 tot 22 selfs, dat Eva uit Adam gekom het. Glo jy dat die Bybel waar is en dat alle mense uit een man en vrou gekom het? En het jy al verlossing van sonde in Christus as die laaste Adam gekry?